Kom ons beweeg 'n bietjie aan na eksponente toe. So, 'n vraag soos hierdie sal sê, vereenvoudig die volgende. Alright, daar's twee tipe eksponente wat jy op 'n breek kan kry. Die een tipe is soos nommer 1. Wanneer daar 'n punt is, wat ons weet in wiskunde 'n mol beteken. So wanneer jy 'n mol tussen jou basisse sien, is daar 5 stappe wat jy moet volg. Alright. Net so, as ons kyk na nommer 2, wat is nou tussen my basisse? Nou is daar plusse, en sorry, hierdie enetjie hier, waar punt is, moet eintlik 'n minus wees. Okay, so nou, tussen my basisse, het ek 'n plus en 'n minus. So dit sê vir my, alright, as ek 'n plus en 'n minus het, dan het ek weer eens 1, 2, 3, 4, 5 van sy eie stappe om te volg. So dis die eerste wat jy gaan doen as jy 'n som kry. Kyk of daar tussen jou grondgetalle jou basisse moltekens is, of plusse en minus. Alright, so kom ons kyk nommer 1 eerste. Wanneer jy 'n mol het. Alright, so wanneer daar 'n mol is jou eerste stap, maak alles priemfaktore. Met ander woorde, jy gaan jou sakrekenaar uithaal, en jy gaan sê, shift fact, vir alles wat 'n grondgetal is. So as ons kyk na ons som, met ons 9 tot die mag x plus 1, mol 25 tot die mag x minus 2, op 3 tot die mag x minus 1, mol 15 tot die mag x. So, ek vat my highlighter, en ek gaan highlight vir myself al die grondgetalle. Alright, so daar is my eerste grondgetal, 9, tweede ene is 25, volgende ene is 3, en die laaste ene is 15. Okay, so kom ons doen ons som so lang. So kom ek gaan hierso weer skryf. Okay, so my eerste grondgetal is 9. So ek gaan my sakrekenaar uithaal, ek gaan in my sakrekenaar intik. 9 is gelyk aan jou shift knoppie fact. Die priemfaktore van 9 is dan 3 tot die mag 2. Onthou om dit wat jy verander in 'n hakkie te sit. En dan buite my hakkie het ek x plus 1. Punt, herskryf ek nou as 'n mol, dit onthou ek mol, en dan gaan ek myself vra, wat is die priemfaktore van 25? Selfde proses, 25 is gelyk aan shift fact, en die priemfaktore van 25 is natuurlik 5 tot die mag 2. So ek skryf 5 tot die mag 2 neer, en ek skryf sy eksponent buite die hakie, wat x minus 2 was. Alright, dan beweeg ons aan na die onderkant van my breek toe. So onder my breek het ek 3. 3 is 'n priemgetal, so hy bly net 3 tot die mag x minus 1. Jy kon dit op jou sakrekenaar ook gaan toets het. En dan 15 gaan dieselfde wees as 3 mol 5. Ek skryf dit in my hakie en my x is buite. Alright, so as ek hier gekom het, al my grondgetalle is nou priemfaktore, dan kan ons aanbeweeg na stap 2. So wat is stap 2 nou? Stap 2 is mal jou hakies uit. Onthou, as ek mal met my hakies, gaan my eksponente ook met mekaar. Alright, so hier het ek 'n hele klompie hakies, so ek gaan begin met my eerste ene, 3 tot die mag 2, hakie x plus 1. So daai 2 moet gaan mal met die x, en daai 2 moet gaan mal met die 1. Onthou jou grondgetalle kan nie verander nie. So as daai eerste 3 is, gaan hy vir altyd 'n 3 bly. 2 mol x gee vir my 2x, en 2 mol 1 gee vir my 2. Mol. My volgende ene, my basis is 5. 5 kan nie verander nie, hy bly 5. Maar wat gaan ek met die eksponente doen? Hierdie twee eksponente gaan nou met mekaar mol. So ek gaan vir myself vra, alright, wat is 2 mol x? 2 mol x gee vir my 2x. Dan gaan ek weer 'n keer vir myself vra, wat is 2 mol minus 2? En dit gee vir my minus 4. Dan beweeg ons na die onderkant van my lyn toe, of die onderste helfte van my breek. Okay, my eerste getal daar is 3 tot die mag x minus 1, daar is nie hakie nie, so hy bly net 3 tot die mag x minus 1. Mol, laaste hakie, het ek 3 mol 5, onthou daar is 2 getalle hier. Die eksponent van my 3 is 'n imaginary 1, so ek moet gaan uitwerk wat is 1 mol x,
En my 5 het ook 'n imaginary 1, so ek gaan daai x ook moet gaan maal met daai 1. So in ander woorde, die 3 maal die 5 bly daar, kom ons werk die eksponente uit, 1 maal x gee vir my x, en 1 maal x gee vir my x. Al my hakies is weg, ek het nie meer hakies nie, so met ander woorde, ek is nou klaar met stap 2. Nou gaan ons aan na stap 3 toe. Stap 3 gaan ek bo en onder kyk of ek kan maal. Wat doen my eksponente as ek maal? My eksponente plus. So ons gaan nou kyk of ons enige eksponente bymekaar kan plus. Baie belangrik, jou grondgetalle moet dieselfde wees vir jou om die eksponente te kan plus. So in hierdie geval, as ek bo die lyn kyk, daar het ek 'n 3, daar het ek 'n 5. Hulle is nie dieselfde grondgetalle nie, so ek kan nie hulle eksponente bymekaar plus nie. So daai bly net 3 to die mag 2x plus 2 mal 5 to die mag 2x minus 4. So daar kan jy niks doen nie. Onder die lyn het ek 'n 3 to die mag x minus 1 kry, mal 3 to die mag x. Sien jy dat daai 2 het dieselfde basis? So as hulle 2 dieselfde basis het, beteken ek kan hulle 2 se eksponente bymekaar plus. Met ander woorde, ek gaan nou uitwerk wat is x minus 1 plus my ander 3 se eksponent wat x was. Okay, hoe plus ons eksponente som? Gelyksoortige terme, so x plus x gee vir my 2x, minus 1 bly net minus 1. Alright, onthou wat ons gesê het, jou basisse kan nie verander nie. So 3 bly 3, ek het sy 2 eksponente nou bymekaar geplus, en dit gee toe vir my 2x minus 1. Maal, 5 het nie 'n maatjie nie, so 5 bly net 5. So dan het ek 5 tot die mag x. Maak ek dubbel seker, is er nog iets by daai lyn wat ek saam met maal, met ander woorde eksponente wat met plus? Nee. Iets onder my breek? Nee. So jy is klaar met stap 3. So nou beweeg ons aan na stap 4 toe. Die lekker enetjie. Nou gaan jy uiteindelik jou noemer en jou teller met mekaar kan deel. So jy boonste deel van jou breek, deel met jou onderste deel van jou breek. Teller gedeel deur noemer. Right, weer eens, grondgetalle kan nie verander nie. So wat gaan ek nou doen? My eksponente gaan minus. Weer eens, net dieselfde basisse. Okay, so hier het ek 'n 3, daar het ek 'n 3. Great. Hulle basisse kan van mekaar af minus. So bo die lyn het ek 2x plus 2, dan gaan ek dit minus met dit wat ek onder die lyn het. En onthou asseblief om altyd jou noemer se eksponente in hakies te sit. Net so jy kan seker maak jou tekens gaan reg wees. Alright, so ek het nou met ander woorde hierso 2x plus 2 minus, waarmee minus ek dit? My onderste eksponent, wat 2x minus 1 is. Mal, 5 en 5 is dieselfde grondgetalle, so my eksponent bo die lyn was 2x minus 4, minus onder die lyn het ek 'n x. Alright, nou dat jy begin minus het, kom ons kyk wat ons moet doen. Obviously kan jy nie werk met hakies nie, so ek moet net eers daai minus in my hakie gaan inmaal, so ek gaan uitwerk. So 3 bly dieselfde, 2x plus 2 bly dieselfde. Wat is minus maal 2x? Dit gee vir my minus 2x. En wat is minus maal minus 1? Dit word plus 1. By my 5 doen ek dieselfde ding, 2x minus 4 bly so. Wat is minus maal x? Dit gee vir my minus x. Vereenvoudig dit. Met ander woorde, ons sit ons grondgetalle wat dieselfde is, gelyksoortige terme saam. So daar het ek 'n 2x minus 'n 2x. So wat is 2x minus 2x? Dit word 0. Dan het ek 'n 2 plus 1, wat vir my gee 3 tot die mag 3. Sien jy weer eens my grondgetal verander nie? So as jy jou eerste stap gedoen het, wat ons heel eers gedoen het, waar jy priemfaktore verander, daai 3, 5, 3, 3, 5, verander nooit weer nie. Nie as jy maal nie, nie as jy deel nie, nie as jy vereenvoudig nie, dit bly die heeltyd dieselfde.
Okay, maal 5. Hierdie kant het ek 2x minus x, so 2x minus x is x minus 4. Right, en dan jou laaste stap, moet jy altyd net kyk, vereenvoudig, so as daar nog getalle is, wat jy bymekaar, wat jy kan uitwerk, dan vereenvoudig jy dit, en maak seker, jy het net positiewe eksponente. Okay, so jy kan nie byvoorbeeld 3 tot die mag minus 1 net so los nie. Jy moet hom gaan verander na 1 op 3 tot die mag positief 1. Okay, so in hierdie geval, daarso het ek nog 2 terme, so ek gaan niks daai kant doen nie. Hierso het ek 3 tot die mag 3. Ek kan 3 tot die mag 3 uitwerk. Geef vir my 27 mal 5 tot die mag x minus 4. Mag ek daai 27 en 5 nou saammaal? Nee, want die grondgetalle is nie dieselfde nie. So hierdie is dan my finale antwoord. Alright, so wanneer jy sien daar's 'n maal tussenin, is hierdie die 5 stappe wat jy volg. As jy elke keer die stap doen, om afcheck, seker maak hy's reg, aangaan, dan gaan jy hierdie somme reg kry. Dit kan nie verander nie, hierdie 5 stappe is altyd dieselfde.